Goeiemôre. Kan jy glo dit is 7 Januarie 2026. Ek is Estie Geldenhuys. Wat 'n voorreg om weer verder te gesels in hierdie Woensdagoggend uit die Psalms en vandag Psalm 5. Heerlike nuwe jaar. En heerlik om te kan verder praat oor Psalms. Kom ons bedink hierdie boodskap van hierdie Psalm. Die opskrif is gebed by die môreoffer. Nou ja, die eerste Woensdag van 'n nuwe jaar kan seker vergelyk word met 'n môreoffer of hoe. Ook hierdie Psalm is geskryf deur koning Dawid. En hier's twee dinge wat ons nie moet miskyk nie. Eerstens die opskrif. Gebed by die môreoffer. En dan tweedens vir die musiekleier met fluitte. Interessant. Sou koning Dawid en sy mense hierdie Psalm soos 'n gebed uitgesing het tot ons Vader. Het dit 'n lied geword wat dikwels vir ons Vader aangebied is. En dan in die oggend moet wees. So, voor ons begin lees, dankie Vader, dat ons ook vir oggend asseblief saam met koning Dawid hierdie Psalm aan U kan bied as 'n môreoffer. Kan ons dag begin met hierdie Psalm. En Vader, ek bid dat U self in my en in elkeen wat ooit na hierdie boodskap sal luister, dat U self sal kom en in elkeen van ons binneste sal oopbreek. Dit wat U wil, ons hieruit moet haal vir onsself. Help ons om met absolute oorgawe op U te wag. Kom praat U met ons uit Psalm 5. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek lees van vers 2 af. O Here, luister na my woorde. Let op my versigtiging. Koning Dawid het 'n versigtiging. Wat 'n pragtige heerlike woord. Vers 3. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. Stop gou. As ek en jy nood het, na wie toe gaan ons? Na mense toe? Of gaan ons ook waaragtig met ons opregtheid van ons hele hart na ons Hemelvader toe? Vers 4. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Wow, afwag. Is dit iets wat aan my en jou bekend is? Of is ons gewoond om miskien te kla en te praat en uit te pak? Maar kom ons ooit by die afwag. Kom ons leer dit by koning Dawid. Maar kom ons oordink ook die woorde soos versigtiging, hulpgeroep, voorlê en dan dit saam daarmee afwag. Met hierdie woorde erken koning Dawid dat hy moeilikheid beleef. En hy is afhanklik van net een van wie hy graag hulp en rigting soek. Dan spel hy dit uit wie dit is. Na watter soort mens sal hierdie God luister? Vers 5. Want U is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie. Goddeloses en kwaaddoeners dus uitgerangeer. Maar daar is nog ander wat volgens hulle gesindheid ook onaanvaarbaar is. Vers 6. Die onsinniges sal voor U oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Vers 7. U sal die leuensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het U 'n afskie. Daarteenoor kom koning Dawid
En hy spel dit uit. Wat is sy eie hartsgesindheid teenoor ons Skepper? Vers 8. Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid, mag ek in u huis ingaan. My buig na u heilige tempel. Maar wat kwalifiseer hom eintlik regtig? In u vrees. Dit is soos hy kom. In die vrees van die Here. Dis waar koning Dawid beleef en hy wil leef vanuit 'n gesindheid van die gees van die vrees van die Here. Vers 9. Here, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil. Maak u weg voor my weg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil. Hulle keel is 'n oop graf. Hulle maak hulle tong glad. Met hierdie woorde gee koning Dawid te kenne wie dit is wat vir hom, koning Dawid, die lewe moeilik maak. Daarom vra hy ronduit dat God vir hom sal veg. Psalm 5 vers 11 en verder. Verklaar hulle skuldig, o God. Laat hulle val deur hulle planne. Dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge. Want hulle is wederstrewig teen u. Nie teen Dawid nie, maar teen die Vader. Vers 12. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskud u hulle. En laat in u juig die wat u naam liefhet. Want u seën die regverdige, o Here. U omring hom met welbehae, soos met 'n skild. Dit dan, Psalm 5. Die wete wat by my opkom, is dat niemand van ons hoef te leef met 'n vorm van swaar kry onder mense wat nie in die Skepper glo nie. Het die mense om jou lief, maar as hulle nie ons Skepper in ons Skepper glo soos ek en jy nie, bly net bidend. Bid dat ons Vader elkeen se siel sal red, net hy kan. En kom ons bid vir onsself, dat ons nie sal mismoedig raak of veragter in die geloof nie. Jubel liewer oor elkeen van ons geliefdes wat wel in die koninkryk sal inkom, al sien jy dat hulle nog nie daar is nie. Maar volgens ons Vader se beplanning, sy tydsberekening. Intussen, laat ons opregte, goddelike liefde leef teenoor elke mens om ons. Die woorde wat koning Dawid in vers 11 bid, is baie interessant. Gaan dink gerus weer daaroor. Dis nie woorde wat ek sommer sal bid nie, maar koning Dawid het. Ek lees dit gou weer. Verklaar hulle skuldig, o God. Laat hulle val deur hulle planne. Dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is weerstrewig teen u. Dis erg nie. Maar weet jy wat? Ek en jy moet self weer gaan stil word oor die Psalm en dan wag op ons Vader. Wat wil hy? Wat wil ons Vader dalk in my en jou omstandighede vir ons leer uit hierdie woord? Ek dink ons kan baie keer mismoedig word vir mense as gevolg van mense wat na aan ons is, wat glad nie glo nie, of wat nie die pad stap nie. Moenie toelaat dat die gesindheid van mense ons wegvat uit die teenwoordigheid en die absolute groei in die Vader wat hy vir my en jou in gedagte het nie. Vader, dankie. Dankie dat u elkeen van ons omstandighede, ons lewe, ons alles, u ken. U weet presies wat in elkeen van ons se lewe en ook in ons harte aangaan. Ek bid
in die naam van Yeshua, dat U sal kom en self vir ons wysheid kom gee. Maar dat U vir ons die wil en die moed sal gee, om nie toe te laat, dat enige mens, of mense se reaksies, of ander mense om ons se gedagtes, hulle oortuiginge, mense ons nie aftrek van U roete af nie. Asseblief Vader, maar dat ons sal sterk staan in U as getuies vir wie U is, soos bakens van geloof. Asseblief Vader, dankie vir hierdie Psalm. Dankie dat ons saam met koning Dawid kan vra. Let op my versigtiging. Luister na die stem van my hulpgeroep. En mag ons getrou wees, dat U ook in die môre juis ons stem sal hoor, ook ten opsigte van diegene om ons, wat nog nie U pad stap nie. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.